Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vanaand se onderwerp is: gaan Trump kernwapens teen Iran gebruik? Voordat ek daarby uitkom, moet ek hier net weer wys op ons produkte, op ons boeke wat hieronder te koop is, op ons YouTube kanaal, is 'n boekwinkel. Kyk gerus daarna en ondersteun hierdie kanaal. Want ja, die wêreld staan nou op die rand van 'n moontlike verskriklike gebeurtenis, die uitbraak van 'n kernoorlog, die gebruik van kernwapens teen Iran. En China het reeds te kenne gegee dat indien kernwapens gebruik word, sal hy nie heeltemal afsydig daarteenoor staan nie. En met ander woorde, hulle gaan, en hulle het ook gesê, dit sal die einde van Israel beteken, dit kan impliseer dat China dan 'n kernaanval op Israel sal loods. So ons weet nie presies wat dit alles aandui nie, maar dan is ons heeltemal in 'n logika van die Russe kan begin dink, maar die Amerikaners gaan ons eerste aanval met hulle kernwapens. Miskien moet ons nou dadelik begin aanval. Jy weet, ons kan opeindig in 'n soort apokalips wat niemand voorsien het nie. En maar dit lyk asof Trump eenvoudig net al hoe meer ekstreem raak. Maar kom ons kyk net vir 'n oomblik na wat hy nou presies gesê het. Hierdie ultimatum wat hy gestel het aan Iran, 8 uur vanaand Amerikaanse tyd, met ander woorde 2 uur in Suid-Afrika, 2 uur in die oggend. En as Iran nie teen daardie tyd die straat van Hormuz geopen het nie, dan gaan hy blykbaar hulle hele beskawing uitwis. Nou dit is ons het reeds in hierdie vorige video gesien dat Trump eenvoudig ongehoorde taal gebruik vir iemand in sy posisie, vir 'n staatshoof en veral van Amerika. Daar's nou mense wat sê ons praat te veel oor Trump, maar ek dink hierdie gebeurtenis is van soveel belang vir ons almal, vir die hele wêreld en vir ons energie, of ons môre nog kan petrol ingooi, of die planeet kan dalk in vlamme opgaan as hierdie ding wyd genoeg uitkring. Maar Trump het hierdie dreigement nou geuiter. Kom ons kyk net vinnig daarna. Hy sê: "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionarily wonderful can happen. Who knows? We'll find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption, and death will finally end. God bless the great people of Iran." Nou, jy weet, daar's baie vrae oor Trump se stabiliteit, oor sy, wat sal mense noem, sy geestelike toestand. Want in hierdie boodskap is hy ook besig om homself 'n hele paar keer te weerspreek, want hy sê in die eerste plek, vanaand gaan daar 'n hele beskawing tot niet gaan. Hy gaan sorg dat dit gebeur, maar dan terselfdertyd sê hy nee, daar was reeds regimeverandering. Dus kan ons dalk iets wonderliks sien gebeur. Wie weet? Maar dan sê hy, dis een van die belangrikste oomblikke in die wêreldgeskiedenis, en dat 74 jaar van korrupsie, dood en afpersing tot einde gaan kom. En God seën die groot volk van Iran. Nou ons kan sien, hierdie man, hy is besig om te dreig met 'n apokalips, met die vernietiging van 'n hele beskawing. Met ander woorde, hy sê eintlik hy gaan al 90 miljoen mense in Iran vanaand 2 uur gaan hy uitwis, as hulle nie doen wat hy sê nie.
En dan word daar sulke ander teenstrydige gedagtes bygevoeg. Nou, mense in Amerika neem dit baie ernstig op. Daar's baie van die regse kommentators soos Alan Jones en Alex Jones en asook Tucker Carlson, hulle is oortuig daarvan dat Trump hiermee nou 'n kernoorlog gaan ontketen. Ons kan net vir 'n oomblik luister wat net so vir 'n minuut wat Tucker Carlson daaroor te sê gehad het. Hier is wat hy te sê het. Making. It is the logic of escalation in this war because in some sense, Mark Levin is right. We are not going to open the straits with the United States Marine Corps, the 82nd Airborne, or the Tier 1 operators that everyone on cable news seems to know so much about. The Tier 1 operators, Tier 1. Just guys, like some of the best guys actually in America could be killed in this. That's a better way to put it. It's a more real way to put it. They are not going to open the strait. And so unless somebody puts the brakes on right away, we're going to wind up in a place that we can't even imagine. Not just Iran, us and the rest of the world. And so that means, because this is obvious to anyone who's paying any attention, that if you work in the White House or in the U.S. military, now is time to say no, absolutely not. And say it directly to the president, no. In case you're thinking about using some weapon of mass destruction against the population of Iran, in whose name we liberated Iran, we killed their religious leader for their benefit. Do you remember that? This was last month. Those people who are in direct contact with the president need to say, no, I'll resign. I'll do whatever I can do legally to stop this because this is insane. And if given the order, I'm not carrying it out. Figure out the codes on the football yourself. Because everything hangs in the balance right now. This is not his making. Nou daar het jy dit. Tucker Carlson doen 'n beroep op mense in die Pentagon en die Amerikaanse generaals om nie Trump se bevele uit te voer nie indien hy die rooi knoppie gaan druk, indien hy sê ja, gooi 'n kernbom op Teheran. Daar was natuurlik voorheen in die geskiedenis tydens die Kubaanse missielkrisis was daar 'n soortgelyke geval, dit eers jare later vorendag gekom, waar 'n Russiese duikbootkaptein het 'n bevel ontvang, of daar was 'n situasie dat hy moes 'n bevel ontvang het om nie voort te gaan met 'n aanval op die VSA nie. En dit het toe nooit deurgekom nie. En met ander woorde, hy moes toe voortgaan en 'n kernkopmissiel afvuur op die VSA. Maar hy het toe sy gesonde verstand gebruik en gesê, nee, ek kan nie hierdie ding sommer net doen nie. Tensy ek doodseker is dat dit nodig is, gaan ek dit nie doen nie. En hy het uiteindelik sy eie bevele van waaronder hy gestaan het, het hy geïgnoreer of verwerp, en hy het toe nie hierdie missiel afgevuur nie, en daarmee is Rusland en Amerika gered van 'n kernoorlog, en die wêreld, die aardbol is gered van 'n kernoorlog. Nou hierso sê Tucker Carlson dat die personeel, die Amerikaanse militêre personeel moet eintlik muit teen Trump en nie 'n wapen van massavernietiging teen Iran gebruik nie. Maar as ons nou praat van 'n kernwapen teen Iran, ons weet natuurlik, ek het al voorheen dink ek op hierdie kanaal daarna verwys dat daar is deesdae kleiner kernkoppe wat hulle gebruik, wat nie so geweldige radioaktiewe spoor nalaat soos die groot kernbomme nie. Israel gebruik dit reeds en die VSA. En dit mag dalk wees dat hulle van hierdie kleiner kernkoppe gaan gebruik op Teheran, wat ook natuurlik geweldige verwoesting saai. Dis sal ons moet sien hoe die hele ding nou gaan uitspeel, maar ons sien dat Tucker Carlson en almal is geweldig bekommerd daaroor. En dit lyk eenvoudig asof Trump al hoe meer ekstreem raak en, Alex Jones en 'n klomp ander mense sê dat hy moet eintlik nou as president verwyder word. Dis eintlik ongelooflik dat almal wat hom ondersteun het in die VSA, dink dat hy nou soveel skade aan die land berokken en ook aan die wêreldekonomie
dat hy 'n bedreiging geword het vir Amerika. Nou, daar's ook nog 'n ander rede waarom Trump dalk so desperaat begin raak om wapens van massavernietiging teen Iran te gebruik. En dit is dat daar's 'n teorie dat hierdie onlangse militêre operasie van hulle oor die naweek, oor die Paasnaweek, was eintlik nie 'n groot sukses nie. Blykbaar het hulle veel groter mag ingestuur as wat ons dink. Dit is alles geheim gehou. En hulle wou eintlik in Isfahan by die Iran opslagplek van Iran uitkom sodat hulle wou beslag, ek weet nie, hulle het gedink hulle kan Iran daar in die hande kry of ten minste weet waar dit is. Dit was uitvind waar dit is. En daar is blykbaar daar is 'n hele paar helikopters en vliegtuie afgeskiet deur die Iranese, onder andere die Iranese polisie. En hierdie sogenaamde, en dit is toe agterna aangebied as 'n sogenaamde reddingsoperasie om hierdie enkele vlieënier daar te gaan uithaal of te gaan red. Maar nou het daar 'n foto vorendag gekom wat van 'n sekere is 'n vroulike majoor Amanda M. Ryder. En hier so lyk die foto, en dis eintlik haar militêre idee wat die Iranese blykbaar, en hulle die Iranese vertoonde daar op hulle televisie en wat ook al. En sy is blykbaar dood in een van die helikopters wat gevlieg het. En nou, sommige mense sê dit is eenvoudig net propaganda van die Iranese, maar ek het toe vir Grok gevra, om bietjie die foto te ontleed en vir my te sê of dit nou 'n soort van net 'n Photoshop foto is of wat iets van die aard. Maar Grok sê nee, die foto is eg. Hy sê ook dit is propaganda wat deur die Iranese gebruik word, maar die foto en die idee en alles wat daarmee saamhang is wel eg. Ek sal net gou op die skerm vir die plaas wat Grok hier so te sê. Ek sal nie nou alles lees daar nie, maar dit gaan oor haar militêre idee, en dan is daar ook 'n B2 verblyfpermit in Israel. Met ander woorde, hierdie vrou het in Israel gewerk, en dan is daar ook beelde van wrakstukke op een van die foto's. En dan sê Grok die dokumente lyk eg. Maar hulle sê die storie is propaganda. Daar is geen onafhanklike bevestiging van die VSA, Israel of neutrale bronne dat majoor Amanda M. Ryder doodgevange geneem of selfs by die operasie betrokke was nie. Maar nou, ons weet nou natuurlik dat die Amerikaners het tot dusver so gelieg oor alles waarmee hulle besig was, dat ons kan eintlik, hulle gaan indien daar iets skeef geloop het, sal ons nie daarvan weet nie, hulle sal ons nie daarvan in kennis stel nie. En Trump, daar kom verkiesings later in die jaar, in November, die sogenaamde middeltermyn verkiesings, en sy gewildheid is klaar besig om ontsettend te taan, en hy wil geen negatiewe nuus natuurlik laat uitlek nie, en dit is die rede waarom hy so verskriklik desperaat geraak het, dat hy nou besig is om heeltemal die kluts kwyt te raak en te dink aan 'n kernaanval op Iran. En selfs hierdie Vance, wat ek nou gedink het 'n bietjie meer rasioneel is, hy het sopas in Hongarye toespraak gelewer, wanneer hy gesê het, hope they make the right response. Die toespraak die greep is beskikbaar op X, indien jy daarna wil kyk. Maar dit wil en daarin praat Vance ook van sekere gereedskap waaroor die VSA beskik,
en waarmee hy geweldige skade aan Iran kan aanrig. En met ander woorde, dit is 'n bedekte dreigement, 'n bedekte verwysing na 'n kernwapen of die sogenaamde of hierdie mini-kernwapens, die sogenaamde mini-nukes wat hulle teen Iran kan aanwend. Dis die hele wêreld wag nou in spanning om te kyk wat oor hoeveel, dit is nou seker so oor bietjie meer as 6 ure wat ons sal uitvind. Ek weet nie of die Amerikaners dan verstryk die ultimatum wat Trump gestel het aan Iran. En dan gaan die Amerikaners alle geweld losbars. Hulle gaan dan oorgaan tot hierdie vernietiging van 'n beskawing waartoe Trump hom nou verbind het. En ons kan maar net hoop dat dit nie so uitspeel dat daar 'n kernwapen op Iran gegooi word en dat met die hele kettingreaksie wat dit gaan veroorsaak nie. Dat daar is selfs 'n moontlikheid, wel, dat Iran later, hulle selfs al het hulle nie nou 'n kernwapen nie, maar indien 'n kernwapen op jou land gegooi is, gebruik is, dan gaan jy waarskynlik jou bes doen om iewers in die toekoms jou eie kernwapen ook te ontwikkel en om wraak te neem op op jou aanvaller. En ons weet natuurlik dat hierdie oorlog kom geheel en al van Israel en Amerika af. Iran het nie die eerste skoot geskiet nie. Dit was 'n verrassingsaanval deur Amerika en Israel terwyl daar onderhandelings aan die gang was in Genève. Dus hulle het die hef in die hand, hulle eskaleer dit die hele tyd en die Iranese is besig om hulle self te verdedig. En tot dusver het hulle dit taamlik goed gedoen. Almal het verwag dat hulle binne 'n paar, Trump het verwag dat hulle binne 'n paar dae sou tou opgooi en dat hulle heeltemal weerloos sou wees teen die VSA en teen Israel, maar dit het nie gebeur nie en Iran is besig om terug te beklei en hulle rig ook groot skade aan in Israel, waaroor daar ook natuurlik geweldig baie sensuur bestaan, maar hier en daar kom daar sulke video's en foto's uit van geboue, ja, en ook natuurlik kragsentrales en olie raffinaderye in Israel wat deur die Iranese aangeval is. En daar is selfs 'n moontlikheid dat dat Iran raffinaderye in die VSA kan begin aanval. Nou stel jy voor dat die wêreld se olie uiteindelik dat sê nou maar nie op die oomblik is dit 20% van die wêreld se ruolie wat nou tot stilstand gebring is, maar gestel dit draak 50 of 60%. Wat gebeur dan? Wat gebeur met kunsmis en met die prys van petrol en vervoer, vliegtye wat moet vlieg, dit alles, die wêreld kan binne 'n paar weke of 'n paar maande eintlik feitelik tot stilstand gebring word en daar sal hongersnood wees, daar sal en die ekonomie, ons sal 30, 40, 50% van ons BBP net so verloor. En dit alles vanweë hierdie verskriklike eskalasie waarmee Trump nou besig is en hy is besig om, jy weet, daar's mos die Franse uitdrukking après moi le déluge, jy weet, na my kan die wêreld maar vergaan. Hy gee nie om nie. Hy gaan sorg dat Iran onvoorwaardelik oorgee aan hom, anders gaan hy 'n hele beskawing vernietig, soos hy dit gestel het in sy boodskap op Truth Social. Ons kan weer daarna kyk. Ja, 'n hele beskawing gaan vannag sterf om nooit weer teruggebring te word nie. Nou ja, daar het jy dit. Ons gaan almal hierdie gebeurtenis en hierdie gebeure met spanning afwag en kyk wat gebeur en ons hoop maar net vir die beste.
tot volgende keer dan, sê ek totsiens en moet asseblief nie vergeet om op die kanaal in te teken en ook ons boekpublikasies te ondersteun nie. Totsiens.